Jette, vandag gaan ons voort in ons studie Ja, oor 1 en 2 Korintiërs. en vandag kyk ons na sonde binne die kerk. Ja, het is 'n nogal ernstige onderwerp, so kom ons bid. Hemelse Vader, ons sê baie dankie dat ons hierdie voorreg het om U woord te open en daaroor te gesels. En ons vra U Heilige Gees om ons leiding te gee en ons harte te raak en dat ons dit sal toepas in ons lewens. Dis my gebed in U naam. Amen. Amen. Alright. Wat is ons letterteks vandag? 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. En is nogal baie bekende ene. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ja, my aandag word getrek met die frase van julle behoort nie aan julleself nie en natuurlik hier duur gekoop. So ja. So ons gaan vandag bietjie kyk na sonde in die kerk. Maar wat is sonde? Is 'n verbreeking van die wet. Nou kom ons lees dit. 1 Johannes 3 vers 4 sê dit vir ons. Elkeen wat die sonde doen ook die wetteloosheid. Want, dan sê hy, wat is sonde? Sonde is wetteloosheid. So, wanneer ons die wet van God verbreek, dit is sonde. Okay. Nou, wanneer sonde in die kerk geduld en selfs verdedig word uit die naam van liefde en verdraagsaamheid, word nie net die individue wat die sonde doen nie, maar die hele kerk, die hele gemeente se getuienis aangetas. En dis hoekom ons vandag kyk wat Paulus met die Korintiërs gepraat en hulle op 'n liefdevolle, maar Ook tog reguit. baie reguit manier direk met hulle praat oor wat is reg en wat is verkeerd. En die belangrikheid dat ons besef dat ons liggaam is nie ons eie nie. Dit behoort aan God. Ja. En die manier hoe ons dit hanteer en ons dit gebruik, maak saak. Ja. So in die boek van Korintiërs is daar nou natuurlik konteks waaruit Paulus praat. En ek het 'n bietjie agtergrond van die morele klimaat van Korinthe. Ons het al 'n bietjie genoem, maar dit is mos die stad wat baie seksuele praktyke net sommer aanvaar word. En eintlik baie algemeen was. Prostitusie, buiteegtelike verhoudings, veral deur mans en seksuele uitbuiting van slawe en sekere seksuele praktyke was dikwels verdra en net deel van die samelewing as Genormaliseer. ja, dis die Dit is soos wat dit vandag gebeur, né? Ja, maar daar was ook dubbelstandaarde, moet ek nou by sê, want met sosiale rang, as dit iemand is wat wel af is, wat baie geld het, dan is dit al, dis okay. Maar as dit iemand Word al wat 'n toegelaat. laagklas is, want hulle mag mos nou maar, want hulle mag. Ek gaan dit maar seker maar 10-20 daaroor. En dan natuurlik ook, was soos dit wat aanvaarbaar was vir 'n vrou, vir 'n man was nie aanvaarbaar vir 'n vrou nie, soos dubbelstandaarde. Dat my eintlik dink aan die Jode wat daar die vrou na Jesus toe gebring het. Waar is die man? Ek vra myself altyd, dis takes two to tango, jy weet, soos in elk geval. En in daardie konteks van dat dit deel van hulle godsdiens ook was, lees ons nou 1 Korintiërs 5 vanaf vers 1 tot 13. 'n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand sy vrou van sy vader het. En ons sien dit ook in Levitikus 18 vers 7 tot 8 dat God direk hierteen wys. Sê hy, wys dat so 'n verhouding deur God verbied is. Jy mag die skaamte van jou vader en die skaamte van jou moeder nie ontbloot nie. Sy is jou moeder. Jy mag haar skaamte nie ontbloot nie. Jy mag die skaamte van die vrou van jou vader nie ontbloot nie. Dit is die skaamte van jou vader. So daarso direk word dit nou van
die Bybel afgegee. En tog, vers 2, is julle opgeblaase in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want, wat my betref, het ek liggaamlik afwesig, maar in gees teenwoordig, alreeds besluit, asof ek teenwoordig was, om hom, wat so iets gedoen het, in die naam van onze Here Jesus Christus, as julle vergader het, in my gees saam met die krag van onze Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees. Dis harde woorde. Sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Daar is daai doel, wat bitter belangrik is. Okay? Vers 6. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie, dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Daar's vergifnis gewees. Laat ons dan fees vier nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders aan te gaan nie. Dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder of 'n gieraard of 'n afgodedienaar of 'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want, waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie dan die wat binne is nie? Maar die wat buite is oordeel God. Verwyder tog die slegte mens onder julle uit. Ja, behoort nie 'n verskil te wees tussen wat die Bybelse standaard is en wat die leefstyl van Christene is nie. Maar hierso sien ons dit is juist wat gebeur. Hoekom dink jy is dit die geval? Hoekom dink jy dat hulle dit toegelaat het? En Paulus self sê, en ons gaan 'n bietjie later ook kyk daarna, Paulus self sê letterlik soos hulle het geroem daarop. Ek dink dit is, omdat dis nou my opinie, Hoe het hulle op daai plek gekom? die kultuur, die wêreld het ingekom en dit het hulle genormaliseer, soos wat jy net al gesê het. En as 'n mens toelaat dat jy nie die Bybelse standaard as jou persoonlike standaard het nie, dan gaan dit as 'n geheel net louer en wat dink jy? Hierdie vraag. Wel, ons het laas week gepraat oor eenheid in die kerk. En ons het gepraat oor baie keer mense wat sê, ek glo wat daardie persoon sê, want dis die persoon wat ek by aanklank gevind het, is die soekinstel. Hy het vir my die waarheid gebring, so ek glo in daai persoon wat hy sê. En die persoon, nee, die persoon nie, die persoon daai, en wat ek sê, so, en die probleem met dit is, Mense is valbaar. mense kan val, maar die probleem daarmee is, waar is ons fokus? So, Die mens. mense. En op wat die mense sê. So as daar iemand opstaan in die kerk en die persoon is van aansien, hy het charisma, wanneer hy praat, is dit lekker om te luister na die persoon, en hy het nog altyd die waarheid gepraat, maar dan sê hy eendag iets wat teenstrydig is met die struktuur wat die Bybel vir ons gee. As ons dan so gefokus is op die mens, dan gaan ons maklik luister en saam met die persoon in valsheid in. Want die fokus is juist op daai persoon in plaas van op Christus. Dis die probleem. So ons sien al klaar dat die kerk in Korinthe het 'n probleem gehad waar hulle fokus nie op God was nie, maar op die mens. Ja. Verstaan jy? En as ons kyk na vandag se kerk, en ek ken ook te figure, is met by die koeranteprogram, want ons baie dinge raak lees in die koerante, wat skrikwekkend is.
en in die kerk in Suid-Afrika, jy weet, jy baie keer dan dink jy soos in, jy weet, Amerika, en Europa, jy weet, al hierdie ander plekke in die wêreld waar, jy weet, mense mal goed aanvang in kerke, maar dit gebeur letterlik hier by ons. En waar mense vreeslike dinge doen, binne in die kerk, en dan, waarop het neerkom, is dat hulle sê, maar hulle bewys liefde. Hulle bewys liefde teenoor hulle naaste. En hulle is verdraagsaam. En hulle... Ja, verdraagsaam is 'n woord wat amper soos 'n... Jy hoor wat ek sê? En hulle wil 'n ruim huis skep, sodat almal welkom is. So dit klink goed. Dis alles dinge wat goed klink. Maar dan, die prentjie wat ek hier so kry, is dat Korinthe het presies dieselfde gedoen. Die kerk daar het presies dieselfde gedoen. Hulle het ook gekom op 'n punt waar hulle verdraagsaam is, en hulle sogenaamd liefde bewys. En jy weet, hulle is 'n liefdevolle kerk. Jy weet? Ja, en eintlik interessant as mens nou weet, Korinthe, later praat Paulus spesifiek, wat is liefde? Maar ons kom daar... Nou, ons gaan nog daarby. Ja. So, vir my is dit soos in dat die probleem was nie net dat die sonde in die Korintiese kerk gebeur het nie, maar soos wat jy gesê het, dat die gemeente dit verdra het, en amper deel van hulle karaktereienskap as 'n kerk gesê het, maar ons maak plek vir die sondaars, om deel van die, maar daar's 'n paar dinge, né? Dit is nie vir ons om mense se harte te oordeel nie, maar 'n daad, wat teen die wet van God is, moet geoordeel word. Ons moet kan onderskei wat is reg en verkeerd. So, dit is een ding om so die punt wat jy maak is, te veroordeel en 'n daad of 'n sonde te oordeel. So die punt wat jy maak is, dat God oordeel, maar ons kan onderskei tussen wat is reg en wat is verkeerd. Net so. En, kyk, daar's 'n paar dinge wat ook, ek dink, in ons huidige, soos jy gepraat het, ons huidige kerkklimaat, word daar egbreek en ontrouheid net oorgesien. Of selfs geldbedrog, misbruik van vertroue, leuns, oneerlikheid, fisiese, emosionele of seksuele mishandeling. En dan is daar 'n sensitiewe een in deesdae se moderne denke, is die LGBTQ+ hele storie. Hierso kom ons nou weer by die punt. Oordeel ons die persoon en hulle finale lot, of oordeel ons die daad, die sonde? En dit is, soos Matteus 7 sê, dat ons moet nie 'n skynheilige oordeel hê nie, want ons moet eers die balk uit ons eie oog uithaal. Maar dan kom nou weer daai ander punt van, wat is die doel? Ek val myself nou hierso in die rede, maar die doel is hierso, om die broeder terug te wen. Ons sal nou sien. So ek sê, ek val myself nou hierso in die rede. Kom ons lees gou Galasiërs 6 vers 1. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Die doel is herstel van die persoon. En dan is daar 'n ander punt dat ek hierso myself het gehou, weer eens, leierskap, dit is 'n bitter belangrike punt, dat wanneer iemand in leierskap is, dis nie oor dubbelstandaard nie, maar dit is 'n ernstiger saak, omdat 'n leier 'n voorbeeld is. Hoekom was Moses so, ek wil amper sê, hard gestraf, dat hy nie in die beloofde land sou kon gaan nie, oor een sonde, een ding wat die Here, een deeltjie van ongehoorsaamheid. So. Want hy's 'n leier. Want hulle sien, okay, dit is wat aanvaarbaar is, want hy's 'n profeet van God. Hy is die leier van Israel in daardie tydstip gewees. En daarom, as ons as 'n leierskapposisie het, word dit strenger, behoort dit strenger te hanteer te word. Nie dat dit nou erger is noodwendig, dit is dieselfde sonde, maar strenger hanteer word juis weens die posisie van daardie persoon. En ek dink daar in Korinthe was dit al ook so, dat hierdie persoon van 'n leierskapposisie of 'n aansien, jy weet, gehad het,
En hulle moes eintlik harder hanteer geword het juis oor daardie punt. En nie soos hulle maar daar's 'n vertroosting van Sien jy nie dieselfde met die manier hoe jou kind grootmaak, dat as jy net gaan toelaat dat hulle self oorgee in hulle emosies en wat ook al hulle voel en wat hulle wil doen en sovoorts. En jy sê, ag ja, maar hulle is nog 'n kind. Jy weet, hulle en hulle dan verstaan nog nie. en dan kom dit by tiener stadium en dan is dit soos, ja, maar dis tieners nou op die oomblik. Jy weet, tieners is mos nou maar, Moeilik. jy weet. Ja. En elke keer is daar 'n verskoning en 'n rede hoekom hulle optree soos wat hulle optree. En dan wanneer hulle sogenaamde volwasse moet wees, dan tree hulle nie op soos volwassenes nie, want jy het hulle nooit geleer om 'n volwassene te wees nie. Want daar is altyd 'n verskoning hoekom hulle mag optree soos wat hulle optree. En ek dink dis presies dieselfde met wanneer ons 'n kerkstruktuur het. En iemand het dit baie keer baie mooi verduidelik, Johan, wat op 'n tyd terug die koerantprogram saam met Dr. Fieker gedoen. Hy het dit baie mooi verduidelik. Hy het gesê dat die kerk, daar's 'n paar sirkels, né? So jy het jou eerste sirkel waar almal is welkom in die kerk. Almal, jou deur is oop. Enigiemand van die straat is welkom om in God se kerk in te stap en 'n seën te ontvang, verstaan jy? So dit is almal welkom. Wanneer jy 'n lid word van die kerk, nee, dan gaan jy nou in die volgende sirkel in van daar is 'n struktuur. En 'n standaard. Soos daar is standaarde en waardes wat ons in glo en wat ons moet uitleef. En wat jy ook gewilliglik sê, maar ek is deel van hierdie struktuur. Ja, en as lid van hierdie kerk. Ja. En dan is daar 'n volgende sirkel, né? En dit vat nie weg van die lede nie, maar vir leierskap. Dit is net soveel meer. Jy wil ek sê dit is net soveel ernstiger, want nou is jy 'n leier in die kerk wat mense moet na kan opkyk en jy's daar om mense te kan help, verstaan jy? So dit sê nie dat mense is nie welkom in God se kerk nie. Dit sê nie dat maar dit beteken nie verstaan, want nou as jy sê nee, maar almal is welkom, maar net kom en gaan en wat ook al dit mag wees, dan gooi jy God se struktuur uit. Jy gooi God se waardes uit. Ja. Verstaan jy, dit is problematies. Nou ons het die studie begin deur wat is sonde. Né? En jy het 'n baie spesifieke punt hier aangehaal of genoem en ek wil vinnig terugkom hierna. En dit is die LGBTQ plus ensovoorts, né? Dit is 'n probleem in vandag se wêreld. En daar is sekere Christene wat dit verkeerd hanteer. Ek het dit al gesien. Ja, waar dit neerhalend. Ja, dit is daar om mense amper weg te jaag van die waarheid af. Dit is nie ons punt nie. Dit is glad nie die punt. Dit is nie Jesus se punt gewees nie. As jy kyk die manier hoe Jesus opgetree het teenoor mense wat gesondig het en sondaars was, dis nie hoe Jesus opgetree het nie. Maar Jesus se woorde is nog elke liewe keer gaan en sondig nie meer nie. So ons het gesien wat is die definisie van sonde. En die gedagte by my opgekom, want daar is sekere mense wat sê dat hierdie LGBTQ ding, dit is nie sonde nie. Dit is die persoon is so gebore, dit is hoe die persoon is en so voort, né? Okay. Dit my 'n bietjie laat dink. Wat is die definisie van siekte? Van die woord siekte? Okay. Né? Ek hou van die Engels. Maar Nou, siekte is 'n abnormale toestand van die liggaam waar die normale funksionering van een of meer organe of stelsels versteur word. Gewoonlik as gevolg van infeksie, genetiese afwyking, besering, omgewingsfaktore of ander biologiese prosesse en wat dan gepaard gaan met tekens en simptome. Nou, as jy dit bymekaar stel, net bietjie eenvoudiger stel, 'n siekte is 'n toestand waarin die liggaam of gees nie meer funksioneer soos dit ontwerp is om te funksioneer nie. So kan ons saamstem dat siekte baie dieselfde is as sonde. Want sonde is nie 'n korrekte funksionering van hoe God ons ontwerp het nie. So hier is die ding.
hoe het God die mens ontwerp om te leef? Ons sien die perfekte voorbeeld word vir ons gegee in die tuin van Eden. Né? Voordat sonde daar gekom het. Ja. Ons sien die voorbeeld, die struktuur wat God gegee het vir die mens. Ons sien dit baie duidelik. So enige iets, né, wat teen dit gaan, is problematies. So die punt wat ek wil maak is, en dan, dit is nou net om dit baie eenvoudig te stel. Baie duidelik in die Bybel word baie duidelik gesê dat baie van hierdie dinge, of laat ek dit so stel, dat God gee vir ons 'n baie duidelike prentjie wat sonde is. Wat gruwels is vir hom. Ons gaan nie in detail gaan nie, ons het nie nou tyd daarvoor nie. Ons het al ook dit tevore. Ons het daar gepraat. Ja. Maar die punt wat ek wil maak is as ek siek is, ek het 'n spesifieke siekte, jy het 'n ander tipe siekte, en ek en jy loop in by die hospitaal, en die persoon kom na jou toe, en hulle sien, okay, dis jou simptome, dis wat die probleem is, en hulle wil jou help, en jy sê, okay, dankie dat jy my wil help. En ek kom daar, en ek het hierdie simptome, en ek het hierdie probleem, en hulle sien, okay, Richard, jy het hierdie siekte, en ek sê so, ek is nie siek nie, ek voel nie lekker nie, maar wat ek al, maar ek is nie siek nie. En dan stry ek nou, en dan sê ek nie, maar ek het nie hierdie siekte nie, hierdie is eintlik, ek is so gebore, ek is nog, jy hoor wat ek sê? Hoe moet God voel? Wanneer hy is daar, as geneesheer, Ja. hy wil ons help, hy wil ons genees, hy wil ons verlos van ons sonde, maar ons klou vas aan iets. Ons almal sondig, maar ons moet nooit kom op 'n punt, waar ons sê, wow, hierdie ding, is nie, dit is hoe ek gemaak is. Dit is problematies. So kom ons moenie op 'n punt kom waar ons sonde goed praat, waar ons, dit wat ons diep in ons wese weet, nie reg is nie. Ja. Dat ons probeer te regverdig op 'n manier en sê, nee, maar dis okay. Ja. Ons moet nie by 'n punt kom nie. Dis wat jy sê is baie belangrik. Ek dink ons moet net ook daarbey sê dat, soos ons nou nog genoem het, as jy iemand wat in 'n sensitiewe siekte toestand is, en ek praat nou net van hierdie, net oor die algemeen, as 'n mens neerhalend en selfregverdigend of trots is oor, ek het nie dit nie, ek is skoon, ek is nie so siek soos jy nie. Jy weet, hoe hanteer jy die persoon wat jy wil terugwen en herstel? Het is interessant dat jy dit nou noem. Dat het jy net by my opgekom, gisterand ons gepraat oor iemand wat ek geken het, wat hospitaal toe gegaan het, vir 'n baie eenvoudige siekte. Dit is niks ernstig, en die persoon is dood. Ja. Nee? Sonde. Jy wat ek Siekte is sê? Jy kan nie sê, ja, maar dit is nou nie, So dit ernstig is so nie. bad nie, wat ek al. En ons gaan As jy later nie hulp kry met sonde ons of gaan met siekte nie, later in die studie gaan Ja. ons kyk hoe sekere sondes lei tot volgende sondes en volgende sondes. Ja. Jy hoor wat ek sê, so sonde, ons kan nie, en die punt wat jy maak is baie belangrik, dat ek kan nie kom en sê, maar Eileen, jy weet, ek is dan nie so bad soos jy nie, jy weet, so, wat, nee. Nie een van ons het reg tot die ewige lewe nie, punt. ja. En net om hierdie gedeelte af te sluit, wanneer ons geloof en ons praktyk uit mekaar uit beweeg, verloor die kerk haar getuienis, verloor die kerk sy identiteit en verloor ons koneksie met God. So mag ons dan nederig wees oor ons eie swakhede en getrou wees aan sy standaard, want dit is in genade dat ons by die waarheid kom en dat ons die waarheid kan aanvaar. En as jy vraag, hoe hanteer ons hierdie probleme in die kerk? So hanteer ons sonde en verkeerde ding wat in die kerk voorkom. Nou, die kerk in Korinthe het probleme gehad. En is amper asof hulle die sonde wat daar gebeur het en toegelaat is, hulle dit verdedig. Nou, Paulus se antwoord van hulle, wat Paulus vir hulle sê, is, hey, ons kan nie wegkyk nie. Ons kan nie dit ignoreer nie. Verstaan? En soos ek vroeër genoem het, is soos, jy kan nie
ja, maar kom ons doen dit liefde en aanvaarding en jy weet ek sê, soos al die dinge word gebruik, liefde, maar dit is sogenaamd, ja, dis nie 'n verstaan, want ware liefde gaan nie toelaat dat my vriend of my broeder by 'n paadjie afgaan. by 'n afgrond afgaan nie. Jy hoor wat ek sê? En nou my dink iemand van my video gestuur nou die dag waar die persoon het soos hy het soos 'n action cam op sy helmet en hy het op 'n brug gaan sit, né? Ja. Want sy motorfiets of wat ook al het gebreek. En toe daar iemand gestop en met daai ou kom praat soos asseblief dit, jy weet soos en hy soos en ja, gaan nie spring nie. Vir my motorfiets gebreek, ek wag vir iemand om my te kom optel, maar hy het nie daar gaan sit, jy weet, maar iemand het gedink hy gaan spring. Dis omgee. Verstaan jy, want dis 'n wild vreemdeling wat verby ry en dis so, my jene, daai persoon gaan spring. Ja. Kom ek gaan help hom of praat met hom dat hy nie spring nie. Jy voel nog te meer vir iemand jy ken. Ja. Verstaan jy, so as ek 'n broeder het en ek sien my hy is besig om by die afgrond af te gaan, moet ek praat, ek kan nie stil bly nie. Maar hoe doen ons dit? Ons doen dit in ware liefde, in 'n absolute liefdevolle manier, soos wat Jesus gedoen het, toe op aarde was. Nou, die gedeelte wat jy nou deurgegaan het in 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13, dis nogals erg. Dit gaan rondom seksualiteit, en dit is 'n baie moeilike ding, en dis amper, ek wil amper sê, dit is amper 'n taboe ding, oor die algemeen, Om oor te praat in die kerk. Almal voel altyd ongemaklik, vir een of ander rede. En so dit is soos, daar word miskien of genoem, hier en daar, wat ook al, maar daar word nie werklik oor gepraat nie. En Paulus kom hierso, en hy sê, hoor, wat hier aangaan, is problematies. Né? En Paulus se opdrag hier is baie streng. En dit kan vir moderne lesers van die Bybel, kan dit miskien voorkom, soos dit is 'n bietjie te erg, né? Miskien is dit vir daai tyd, jy weet, maar nie vir in ons tyd. Konteks, mense, konteks. Okay. Maar sy bestraffing is sterk, maar dit is soos wat dit moet wees. Ja. Want sonde is 'n probleem. Sonde kan nie net toegelaat word nie. En sonde is so suurdeeg. Dis is wat hy gesê het. Ja. Nee, hy het gesê dit is soos dit. Klein bietjie. Dis al wat nodig is. Dis al wat nodig is. Nou, as ons 'n bietjie kyk na 'n paar gedeeltes is. Eerstens, ons sien hierso, hy sê die persoon moet uit die midde verwyder word. En wat beteken dit? Wat beteken dit soos in, okay, hierdie persoon, hy het 'n baie vreeslike sonde, vat hom, en hy word totaal verban van die kerk. Is dit wat Paulus hier bedoel? Dis hoe dit klink. Dit is hoe dit klink. Hè? Nou, daar word nie veel meer informasie gegee as net daardie gedeelte wat hy sê, dit moet verwyder word nie. So ons moet 'n bietjie konteks hier, en ons moet ook 'n bietjie net logika gebruik hierso, né? Die hele punt van iemand wat sonde doen in die kerk is om die persoon te wys dat hulle iets gedoen het wat nie volgens die woord van God is nie. En dan met die persoon, as die persoon enigszins bereid is. Nee, dis nie wat ek wil sê. As die persoon enigszins in 'n posisie is in die kerk, moet hy se meer afgedank word van daardie posisies. As daar enigiets is wat hy doen, as hy nie eers 'n posisie, byvoorbeeld, jy hoef 'n posisie in die kerk te hê om miskien iets te deel voor in die kerk, of jy weet, iets is dit. Dit is onmoontlik. Jy kan nie enigszins daai persoon toelaat om voort te gaan om enigiets voor in die kerk te doen. Aan te bied of iets. Ja. So jy gaan deur daai prosesse. Ek gaan nou nie elke liewe stapie gaan nie, maar daar is logiese, baie spesifieke stappe wat gevolg word waardeur hierdie persoon moet gaan. Nou as die persoon, soos wat ons in Matteus 18 ook baie duidelik wat Jesus vir ons sê, die stappe wat gevolg moet word, as hierdie persoon die hele tyd net soos in hardkoppig bly, dan kom dit op 'n punt van, dan moet die persoon heeltemal verwyder word. Hy is dan nie meer welkom in daardie sin nie, want hy verwerp
God. Ja, want hy Verstaan jy? verwerp die Dit is nie net standaard. Dis nie net van hy het 'n fout gemaak nie. Dit beteken hy volhard in Ja. sonde. Ja. En nou dat sonde uitgewys word, volhard hy nog steeds in sy sonde. En nou dat daar verder probeer gehelp word, is dit heeltyd hierdie skop teen en dan is daar 'n punt wat luister jy kan nie verder 'n pad stap saam met hierdie persoon nie. Verstaan nie? So Op die ouend nou is die vernietig dit persoon jou- nie meer welkom nie. Ja. So ons weet nie wat presies gebeur met hierdie persoon, ons gaan later 'n voorbeeld miskien kry. Miskien is dit hierdie persoon die lig gesien en erken, ons weet nie. Dan sê dit om so iemand aan die Satan oor te lewer. Ja, dis baie hard. En dit kom op die punt waar ek genoem het, as die persoon volhard. En dit het my laat dink aan die gedeelte Farao, wat dit sê God het sy hart verhard. En mense gebruik altyd daai as sien, maar dit is nie Farao nie, dit is God gewees wat sy hart verhard het. Dit kom daarop neer dat God het hom oorgegee Aan sy eie sondige natuur, aan sy eie sondige neigings wat hy alreeds gehad het. God hom oorgegee daarin, En dit is waarop hierdie ook neerkom, is dat as die persoon skop teen die wat hom graag wil help van sy sonde, dan is daar nie meer enigstens anders as, dan moet hy maar net oorgeleef, hy moet net, laat verstaan jy? gaan. Die hele punt is, is nie dat ons mense wat sonde doen, want ons almal sondig, mense wat sonde doen, moet vermy en hulle uit die kerk uitjaag. Maar dan gaan die kerk leeg wees. Ja, maar dit is baie krities, dat ons hierdie punt baie duidelik maak. Ons is daar mekaar te help. Maar hoe kan jy iemand help wat nie gehelp wil word nie? Dit is waarop het neerkom. Dit wil sê nie, ons moet op 'n bid vir die persoon nie, maar dit is baie belangrik. Nou, Paulus gaan verder aan en sê, ons moet nie met hierdie mense omgaan nie. Ons moet nie saam met hulle eet nie. Ons moet, jy hoor wat ek sê, ons moet nie daardie verhouding, tipe soos vriende verhouding met hulle hê nie, want dit is problematies. Daarom dink jy sê hy dit? Ek dink soos die suurdeeg. As jy in aanraking kom met suurdeeg, dit gaan jou besmet. So, veral as jy 'n vriendskap het met so 'n persoon, word dit genormaliseer. Veral as hulle volhard in iets en hulle is soos hulle maak verskonings. Jy stel jouself oop vir dalk is dit so, of Miskien is dit nie so erg nie. Ja. So ek het 'n voorbeeld, en ek gaan nie name noem nie, ek kan nie sê in wat se omgewing dit is nie, maar ek is bewus van 'n kerk ergens, wat, daar's 'n persoon wat egbreek het in die kerk. En nou egbreek is as ek nou jou skei en ek dit is egbreek, maar die persoon het nie net dit gedoen nie, die persoon het ook gegaan en met iemand anders te nou gaan trou. So dit is die hele storie gedoen te En dit is nogal skokkend geweest, want ek was bewus van, jy weet, ek ken van die mense in hierdie spesifieke gemeente. Nou die probleem daarmee is dat daar sekere mense is, wat goeie vriende is, met hierdie persoon, wat het goed gepraat het, wat gesê het, dis nie so erg nie. Jy weet, die persoon het werklik daardie ander persoon lief. As jy hoor wat ek sê, né? En so dit was begin 'n goed praat gewees, en wat vir my, my eerste reaksie was soos, dit kan nie wees nie. Hoe kan jy so, jy kan nie dit goed praat, daar's nie, wat ek sê. Maar wat vir my toe na die tyd besef het is, dis waarop het neerkom, want sodra jy jouself meng met die semels, dan gaan die varkie opvreet. As jy sodra jy jouself meng en dinge, ek wil nie sê toelaat nie, maar net soos seker nie so bad nie, al is dit net in jou kop, soos ja, maar jy gaan maar net saam met hierdie, gaan nou by die punt kom en soos jy gaan dit met jouself met regverdig, want jou gewete gaan jou pla. En om daardie gewete te sis,
En maar of dit wil weg te vat, gaan jy dit moet regverdig en sê, maar dit is nie want. En dit is die probleem wat by my opkom, is, en ons het vroeër dit genoem, en ons gaan later dit ook sien, is dat mense gebruik die woord liefde vir soveel dinge, maar dit is nie liefde nie. Dit is sogenaamde liefde. Kan ek jou net 'n vraag vra dan? Jesus het met sondaars gemeng, met hulle geëet, met hulle te doen gehad. Die waarskuwing dan nou is eintlik, moenie eers met hulle eet nie. En die rede is vir, as hulle volhard, So, of, dat ek het gou so my, so hier is die ding, né? Jesus het omgegaan met sondaars. Hy het geëet saam met sondaars, né? En die fariseërs het 'n groot probleem gehad daarmee. En jy het net die voorbeeld genoem van 'n vrou, wat die fariseërs het hierdie vrou gebring en voor Jesus neergegooi en gesê, wat sê jy nou? Nee, hulle het gedink hulle gaan nou vir Jesus vang. En wat het Jesus gedoen? Hy het neergekniel op die grond en het begin te skryf. ja, hy het nie 'n enkele woord gesê in die begin nie. En een vir een het hulle verdwyn. En wat het Jesus geskryf? Ja, en het begin met die oudstes wat gegaan het, né? Hy het hulle sondes neergeskryf. En hulle het gesien dat hierdie persoon weet wat hulle gesondig het. En laat verdwyn. Want, jy wat ek sê, soos in wie is hulle om te sê, maak hierdie vrou dood, want hulle moet eintlik doodgemaak word vir die sondes wat hulle gedoen het. Jy wat ek sê. So hier is die punt. Okay. Jesus het omgegaan met sondaars. Maar wanneer ek op 'n punt kom en sonde verdedig en sonde doelbewus deel van my leefstyl maak, Of aanvaar van iemand anders se leefstyl. dit is problematies. Daar moet nooit, soos ek sê, ons almal maak foute, ons almal val, ons almal staan daarom weer op, né? Maar ons kan nie sonde doelbewus deel van ons leefstyl maak nie. Ons kan nie dit regverdig nie. Ons kan nie kom op 'n punt wat ons dit doen nie. Want as ek kom op 'n punt waar ek dit doen, is dit so gevaarlik, want dit gaan lei dat ek eendag die sonde teen die Heilige Gees kan pleeg. Dis 'n stapie daaraan. Jy weet, dit is 'n stapie in daardie rigting, want nou is ek besig om dit te vat wat God sê gruwel is. Dit wat God sê sonde is, wat sy wet verbreek, sy wet wat sy karakter is, wie hy is, verbreek. En ek probeer dit te regverdig en te normaliseer en dit dan doelbewus deel van my lewe te, dit is problematies. En ek dink dit is die rede hoekom Paulus baie sterk sê, ja. sny julle af, want dit is 'n probleem. Hier is 'n gedeelte wat ek graag wil deel met wat ek gelees het, en dit sê, onthou dat die werk van herstel ons las moet wees. Hierdie werk moet nie op 'n trotse, aanmatigende, meesteragtige wyse gedoen word nie. Moenie deur jou houding sê, ek het die mag en ek sal dit gebruik, en beskuldigings oor die dwalende een uitstort nie. Die eienskappe wat God se gebodhoudende volk die nodigste behoort te koester, is geduld en langmoedigheid, vrede en liefde. Waar liefde ontbreek, word onherstelbare verlies gelei. Sure. Want siele word van die waarheid weggedryf, selfs nadat hulle reeds met die saak van God verbind was. So die hele punt van die kerk, die hele doel van die kerk, is om mense na Jesus toe te lei. Die hele doel van die kerk is om 'n lig te wees. En waar ons vandag praat, dit is sensitiewe sake, dit is moeilike dinge, as ek dit so kan stel. Maar ons kan nie toelaat dat daardie lig verdof nie, want dit is wat sonde gaan doen. Sonde gaan hierdie lig verdof. Maar die manier hoe ons met mense gaan omgaan, die manier hoe ons met mense gaan werk, wanneer hulle foute maak, wanneer hulle sondig, moet dit presies op dieselfde manier gedoen word wat Jesus gedoen het toe op aarde was. En die volgende gedeelte is dan, wat ons net oorgenoem het, die beskerming van die kerk se identiteit. Ons lees in 1 Korintiërs 6 vanaf vers 1. Durf iemand van julle 'n saak teen 'n ander het,
gaan reg soek voor die onregverdigers en nie voor die heiliges nie. Vers 7, dan is dit al werklik 'n gebrek in julle, dat julle regsaake met mekaar het. Waarom lei julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle jul nie liewer berowe nie? En dan vers 11, waar Paulus skryf, en dit was sommige van julle, maar julle het jul laat afwas. Maar julle is geheilig, maar julle is regverdig in die naam van die Here Jesus Christus, deur die Gees van ons God. So, dit is 'n baie lang gedeelte, so ek nou nie alles gelees nie, maar nie die hoofpunte. Paulus praat hierso van sake tussen broeders, wat voor ongelowige regters gegaan het om die saak uit te sis. En sy punt is dat gewone geskille behoort tussen mekaar uitgesorteer te word, soos Matteus 18 vir ons sê. As ons een is met Christus, behoort daar genoeg nederigheid en wysheid te wees, 'n leerbare gees, teachable spirit, dat ek bereid sal wees om te luister wat my broeder vir my wil sê, of vir my uit te wys. Daai nederigheid is belangrik. En te erken wanneer ons verkeerd is, en dan as regstelling gaan dit soveel makliker wees. Dan gaan dit nie nodig wees om na 'n buitesaak toe te gaan nie. Al is dit in ons moderne lewe nou dalk 'n Christelike regter of 'n Christelike lawyer, prokureur, dis nie eers nodig nie. En ons sê nou weer eens, moet ons net dit duidelik maak, ernstige misdade soos molestering, of mishandeling, of bedrog, of kriminele sake, dis nie te sê die kerk gaan dit toesmeer nie. Nee, glad en totaal Nee. nie. Maar dit sê dat wanneer daar dinge is wat tussen mekaar uitgesorteer kan word met gebed en nederigheid, doen dit. Okay, so daar is 'n gedeelte wat sê dat wanneer moeilikheid in die kerk kom, moet ons nie na buitemense toe gaan wat nie dieselfde geloof as ons het nie. Die hele punt is dat as Christene gaan ons dit nie hanteer soos wat die wêreld dit hanteer nie. Ja. So ons behoort eers Christus se manier te volg. Matteus 18 vers 15 sê, as jou broeder teen jou sonde, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. En so gaan die stappe mos nou aan. Ja. Die doel is dus nie om te wen nie, maar die persoon oor te wen, na die waarheid. Nie om hulle te verneder nie, maar om vir hulle op te hef uit die sonde uit. So as ons besef dat ons ook self verkeerd is, hoe wil jy hê dat iemand jou hanteer? Dit is hoe jy hulle moet hanteer. Jy gaan met liefde, jy gaan hulle nie net met hulle skel en raas en slag sê nie. Jy gaan sê, broeder, wat het hier gebeur? Wat dink jy? Hoe het dit gebeur? Ja. Jy weet, en dan vir hulle sê, maar daar's hoop, kom, ons kan 'n pad saam mee stap, kom ons herstel dit. So, Dis Galasiërs, amper laat my nou dink, jammer dat ek in die hele val, laat my dink, ek het 'n boek gelees van Henry Cloud, waar hy met 'n vriend gaan praat het, en mens vir die vriend gesê, luister hierso, jy kyk nie na jouself nie. Jy kyk nie na jou gesondheid nie. Jy is 35 jaar oud, en soos wat jy nou aangaan, gaan jy nie miskien 45 haal nie. En hy het so gesê, jy's 'n pa, jy het kinders, jy gaan nooit eers jou dogter kan afloop wanneer sy eendag trou nie. En hy sê het ernstig met jou gepraat, maar hy op 'n mooi manier, maar vir hom luister, dit is 'n fisiese probleem, né? Nou, sonde is nie altyd wat ons kan sien nie. Partykeer ja, dis dinge wat ons kan sien, maar nie altyd nie, né? So, en dit is baie keer waar die ding inkom, ja, bly maar stil, sê maar niks. Maar hoe lief het jy jou broeder werklik? sjoe, Want hierdie is 'n tydelike lewe, en ja, dit is belangrik om jou broer van die tydelike lewe te help en te help dat hy 'n langer goeie lewe op die aarde nou in hierdie tydelike tyd kan hê. Maar wat van die ewige? Hoeveel meer belangrik is die ewige as die tydelike? jy weet, jy laat my nou dink, as daar iemand is, wat jy in die kerk ken van sien, en nie 'n hegte verhouding met hulle het nie, dan dink mens partykeer, dis nie my plek
dis ongemaklik. Hoe bereik jy nou iemand wat jy nie daardie verbintenis mee het nie? En ek dink dit kom eintlik maar weer terug na laasweek se les. Ons behoort een in Christus te wees. Ons behoort daardie hegte verhoudings met mekaar ook te hê, sodat ons in die posisie is om mekaar te kan help, sonder dat dit soos in, wie is jy nou om vir my iets te sê? Ja. Maar ja, terug net soos in, ons moet juis nie wegvlug van Christus as ons iets sien wat verkeerd is in ons eie lewe, en so ook gaan ons 'n broeder aanmoedig om na Christus toe te gaan. So, Galasiërs 6 vers 1 sê, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie versoek word nie. En ons kom terug by die feit dat die kerk se identiteit is wat ons beeld aan mense is wat nie Christus ken nie. So as jy nou 'n saak wat binne broeders uitgesorteer kan word, buite toe vat, wat wys dit vir die mense wat nie glo nie? Ja. Daar's wanorde, hulle kan nie eens met mekaar oor iets eenvoudig uitsorteer nie. Weereens, so dit kom net op by die punt dat die identiteit van die kerk is eintlik hoe jy Christus vir die wêreld wys. Vinnige punt op hierdie. Ek weet ons hardloop tyd uit, Soos altyd. maar ek dink dit is belangrik dat as ons kyk na die regstelsel wat ons het in vandag se westerse wêreld, nee. Tegnies gesproke is gebaseer op die Bybel. Die grootste raamwerk, die ja. raamwerk, natuurlik is 'n klomp ander wette en dinge en so, maar die manier hoe dinge plaasvind in die raamwerk daarvan is grootendeels gebaseer op die struktuur wat God gegee het vir Moses en die struktuur wat ons in die woord kry. En so vir my is dit is eintlik half so hartseer wanneer ons wat die woord het, wat staan op die woord, wat die oorspronklike struktuur het, wat God vir ons gegee het, nie dit kan gebruik om dinge te kan uitsorteer nie. Dis 'n skande. Ja. So ja, ek wou net daar genoem het. Nou, volgende gedeelte. Wat is nou hier teenmiddel vir hierdie seksuele losbandigheid? Ja, die taboe gesprek. Nou, ons het dit 'n paar keer genoem, Christelike vryheid is nie 'n vrypas vir ongebonde lewe nie. Dis presies die teenoorgestelde. Ons liggame behoort aan die Here, en dit is juis hierdie waarheid wat die kragtigste teenmiddel teen seksuele losbandigheid is. Nou, die Christene in die kerk in Korinthe het 'n baie gevaarlike redenasie gevolg, en ek het dit al persoonlik al gehoor dat mense dit spesifiek noem. En dit is, omdat die evangelie 'n mens vry maak, sou dit beteken 'n mens mag 'n ongebonde lewe lei. Hulle het geredeneer, ons het 'n maag gekry, sodat ons kan eet. Insgelyks het ons 'n liggaam gekry, sodat ons geslagsomgang kan hê. En dit is juis vir die liggaam geskep. Nou ons sien in 1 Korintiërs 6 vers 13, waar Paulus spesifiek nou hieroor praat. En Paulus wys dat dit 'n wanvoorstelling van die Christelike waarheid is. En dit misbruik die vryheid wat Christus vir ons wil gee. Nou kom ons lees gou vinnig, ek gaan die hele gedeelte lees, en ek dink is baie belangrik dat ons die hele volle prentjie kry. En dit is 1 Korintiërs 6 vers 10 tot 20, en dit sê, moenie dwaal nie, geen hoereerders, of afgodedienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. So, Paulus is baie sterk hierso. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus, deur die Gees van onsse God. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel. Maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. En God het ook die Here opgewek, en sal ons opwek deur sy krag. Weet julle dan nie, dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem, en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie, dat hy wat 'n hoer aanhang,
met haar een liggaam is nie, want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat in God behoort. Ek wil ietsie sê wat Paulus hier sal dalk nie heeltemal. Daai vers 18, enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam. Enige sonde beïnvloed 'n mens se fisiese liggaam. Een of ander tyd. Dalk nie dadelik nie, maar een of ander tyd. Dit is so. Ek dink wat hy Jesus spesifiek gaan praat van vlug vir die hoerery, enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. Ja. Wat hy bedoel spesifiek is met die seksuele losbandigheid, is dat dit nie direk te doen met jou fisiese liggaam. As jy hoor wat ek sê. Waar die ander sonde het te doen buitekant jou liggaam. Nou, natuurlik, daar is, Ja. jy weet, Ja. konteks verbonde en 'n klomp ander dinge. Maar spesifiek, want dit is die nou baie probleem. spesifiek hierso op hierdie Dis die probleem wat Korinte het. Natuurlik moord. Ja, Jy weet wat ek sê. Soos en ek seker of van ons kan nou radikaal daaroor, maar ja. Maar ek dink as ons kyk na hierdie volle prentjie van hierdie gedeelte, dis baie ernstige probleem. Ja. Dis 'n baie ernstige saak. En as ons kyk in die tyd wat Korinte was, die omgewing waar hulle was, die leefstyl wat baie van die heidene gehad het in daai tyd, baie van die mense wat die leefstyl wat hulle gehad het voordat hulle Christene geword het en miskien weer teruggeval het in nadat hulle Christene geword het. Dis hoe dit klink, want hy sê julle was En die prentjie wat by my opgekom het is, hoe lyk vandag se wêreld? Marisa. Skrikwekkend. As ons kyk wat aangegaan het in Sodom en Gomorra, dan is dit baie naby aan dit, né? En dit is nogals erg wat aangaan in die wêreld vandag. Dit gesê, dink ons dat dit het nie 'n invloed, dat die wêreld het nie invloed op die kerk vandag nie? En as die wêreld 'n invloed op die kerk vandag het, hoe gebeur dit? Wat laat ons toe in ons lewe, wat miskien dit normaliseer? Was dit deure wat tipe oop is, of vensters wat oop is? Jy weet, Ja. jy hoor wat ek sê, wat laat ons toe, wat ons kinders toegang tot het? Wat Kyk, laat ons toe, Luister, lees. jy hoor wat ek sê, soos in hoe ernstig neem ons hierdie dinge op, en dan hoe leer ons kinders van hierdie dinge? Dis vooral wat ons onsself moet afvra. Nou, ons wil kyk, wat is hierdie teenmiddel? Wat is die oplossing natuurlik, né? Nommer 1. In die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God gewas en heilig en regverdig gemaak. Wat is die oplossing vir ons? Dis God. Is dat ons moet gewas word deur sy bloed wat hy vir ons gestort het. En ons met die Heilige Gees toelaat om in ons lewe te kom, want die Heilige Gees is een wat ons oortuig van sonde. Verstaan jy? So as ek die Heilige Gees toelaat in my lewe, gaan ek al daai stem hê met my praat en vir my sê, Jon, dit is 'n probleem. Dan tweedens, ons liggaam moet deel van Christus wees. Ons lewe in 'n verbintenis met Christus. En seksuele losbandigheid is 'n verbreeking van daardie verbintenis wat ons het met God. Ek het so rukkie terug het ek een keer met jou gesels oor, en ek dink ek het dit al genoem, is as ons kyk na die familieverband, is dit die perfekte voorbeeld van die drie-eenheid en wie God is. Want God sê hy het die mens gemaak na sy beeld. Ja. En ons het nou al daarin ingegaan. Maar dit wys net vir jou hoe sterk God is op die familieverband. Die verhouding wat tussen man en vrou is, die verhouding wat in die familie self is. Ja. En hoe sterk, hoe ernstig dit opgeneem het word. En enige iets wat teen hierdie gaan, of wat dit opbreek, is 'n groot probleem.
En dit is hoekom hierdie onderwerp wat ons vandag oor praat, so 'n ernstige ding is. En dan laastens, ons het dit genoem, dit is deel van ons titelteks vandag, ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Die enigste manier hoe ons liggaam heilig kan hou en in integriteit kan leef, spesifiek rondom hierdie seksuele dinge, is om 'n hegte band en verhouding met Christus te hê. En dit is ons vorige kwartaalse studie gewees, om 'n hegte verhouding met Christus te hê. Dis die enigste manier, is ons moet absoluut totaal en al onsself oorgee aan Christus. Ons is nie ons eie nie. Ons is gekoop met 'n dierprys, naamlik die lyding en dood van die Seun van God. As ons dit kan verstaan en ten volle besef, sou ons 'n groot verantwoordelikheid voel om onsself in die allerbeste gesondheidstoestand te hou, sodat ons aan God volmaakte diens kan lewer. Maar wanneer ons enige koers volg wat ons lewenskrag verkoos, ons sterkte verminder of ons verstand verduister, sondig ons teen God. Deur so 'n koers te volg, verheerlik ons hom nie in ons liggame en geeste wat aan hom behoort nie, maar doen ons 'n groot onreg in sy oë. Hoe belangrik is dit dat ons werklik gaan dink oor die keuses wat ons maak in ons alledaagse lewe? Ja, en dit bring ons ook by die punt soos in huwelik of enkellopend. Paulus het natuurlik sy opinie gehad. En hierdie sleutelteks wat ons gehad het, is in die konteks soos wat jy gelees het met die hoerery ensovoorts, en hou jou liggaam skoon en suiwer van seksuele sondes. Maar ook in die breë toepassing, is dit net deur die teenwoordigheid en die werk van die Heilige Gees wat ons genoem het, van hy is die een wat ons oortuig van sonde, maar hy is die een wat ons ook lei en help om 'n heilige lewe te hê. En of ons nou enkellopend of in 'n huwelik is die standaard dieselfde. Want 'n huwelik het voorregte en enkellopend het nie daardie spesifieke voorregte nie. En Paulus, dink ek, sê hy wil eintlik net enkel hê, almal moet net soos hy wees, want dan is dit eenvoudiger. Ek wil amper sê, dis as so tong in die kies gesê. Ja, dit presies dit, want ons gaan kyk na Genesis, wat het God gesê, man moet nie alleen wees. Hy sê nie vrou moet nie alleen wees nie. Maar Paulus praat ook spesifiek ook daaroor. Ja, en hy sê dit basies, dit is sy eie opinie. Daar's nou so baie wat ek wil lees, maar daar is nie tyd nie. So, om 'n oorsig te gee oor 1 Korintiërs 7 vers 1 tot 9, is dit waar Paulus sê dat dit is goed vir 'n man om 'n vrou te hê. Maar dit is eintlik soos die vrou en die man behoort aan mekaar. En hulle moenie van mekaar onttrek nie. Hulle moet mekaar in ag neem. En alles is deur selfbeheersing. Of jy nou, en dit is nou een ding wat enkellopend in huwelik albei met selfbeheersing uitoefen. Dit is nie net vir free for all nie. Ja. En basies sê hy dan ook dat as jy ongetroud is of weduwee is, bly maar net soos ek sê hy. Dis nou sy opinie, né? Maar as jy nie jouself kan beheer nie, as jy nie daai selfbeheersing het nie, trou eerder dat daar 'n ruimte vir jou is. Okay? En ek dink dit is wys dat as 'n mens daardie begeertes nie kan beheer nie, moet jy nog steeds met die regte persoon trou. Anders is dit chaos. Ja. En dit is nie Paulus se punt is nee. wat beslis nie. enige man nie trou net nie. Ek dink nie dit is die punt. Ek dink wat Paulus hierso ook baie duidelik maak is, en ons sien dit in Efesiërs, ons sien 'n paar plekke waar hy baie duidelik maak dat die voorbeeld van die man en die vrou is die voorbeeld van Christus in die kerk. En dit is hoekom hy ook hierso noem dat hulle behoort aan mekaar. Ja. Is dat Christus het homself toegewy aan die kerk, hy het homself opgeoffer vir die kerk. En net so met die man dieselfde doen vir sy vrou. En net so met die vrou ook haar oorgee aan die man.
En wat ek sê, en dit is dis die ding van verhouding, huweliksverhouding is nie van, okay, 50%, 50%, 100. Dis 100. Nee, dis 100 van al twee kante af, verstaan jy, soos jy met ten volle daardie, en dit is waar ware liefde dan ontstaan. En ek weet, Paulus kom met sy tong in die kies ding van, jy weet, bly maar ieder enkel, minder probleme. Ek dink ook, omdat hy sy ervaring wat hy gehad het, en omdat hy heel dit gesit het met hierdie probleme met die kerke, jy weet, en ek dink ook, Paulus self was deel van die fariseërs gewees, en Paulus self het ook gesien wat baie keer daar gebeur het. So, ek dink die ervaring wat hy gehad was net gewees is in, jy weet, dit is 'n probleem. Ja. Dit is 'n probleem. En ek dink dis hoekom hy spesifiek dit op hierdie manier oorgedra het. Vir my, as mens nou kyk na die huwelik of die enkellopende bane van keuses, en ons dink aan dat ons die Here moet verheerlik, en ons het 'n werk om te doen, ons kan die Here verheerlik en vir hom werk deur basies die evangelie gaan uitleef, en met mense te deel. 'n Enkel man, ongetroude man of vrou, het soms meer vryheid om hulle self meer toe te wy aan God se werk. En daar's tye wat God, as 'n voorbeeld, is Jeremia. Ja, God het baie duidelik vir Jeremia gesê dat, dis nie vir jou nie, ja. en ons weet nie die agtergrond van Jeremia, miskien wou hy jy weet, ons weet nie. Soos jy sê, ons het hierdie voorbeeld in die Bybel, maar dan sien ons ook dat 'n gesin kan ook so 'n goeie werk vir die Here doen. En daar's hierdie pragtige gedeelte wat ek wil deel. The greatest evidence of the power of Christianity that can be presented to the world is a well-ordered, well-disciplined family. En dis nie enkellopend nie. Dit is 'n gesin. So, dit is nie enkel of getroud wat meer geestelik of minder geestelik is nie. Dit gaan oor, hoe kan jy God verheerlik? Waartoe roep die Here jou? Waar gaan jy die mees bruikbaar vir die Here wees? So, laat ons dit in gedagte hou. Want die huwelik is nie net 'n reëling om seksuele sonde te vermy nie. Ja. Dit is wel 'n heilige verhouding, 'n verbond, 'n plek waar liefde en die Here se liefde uitgeleef kan word. En soos wat die gesin groot word, soos kinders, word die samelewing daardie waardes meegedeel. So, waar ook al ons onsself bevind, ons kyk na Josef se ervaring. Toe Potifar se vrou hom probeer verlei het hy gesê, hoe kan ek hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Genesis 39 vers 9. En later in Genesis 41 vers 38 het Farao gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die gees van God is? Sure. Waar 'n heiden se koning kan sien dat iemand 'n goeie gees, Christus, die Heilige Gees in 'n Christen sou hê. En dit is waar ons basies op moet fokus. Nie om te bepaal of huwelik of enkellopend nie, maar waar is jy mees bruikbaar vir God? En die Here sal jou lei, Ja. as jy hom toelaat. Ons het hierdie hele studie gesien, dat Paulus met 'n baie spesifieke manier praat, en hy baie spesifieke woorde gebruik, en hy sê, weet julle nie? En ons sien hierdie patroon regdeur, en wat beteken dit? Wat beteken dit, weet julle nie? Julle behoort te weet. Julle behoort te weet. En hoekom behoort ons dit te weet? Want dit is so 'n belangrike onderwerp. En soos wat ons vroeër gesê het, is baie keer is hierdie onderwerp taboe. Baie keer is hierdie onderwerp soos, praat nie reg hieroor nie. Ignoreer dit maar. Kom ons praat hieroor. Kom ons praat met ons jong mense. Kom ons leer ons kinders op die regte manier, sodat hulle eendag die regte keuses kan maak. En kom ons los nie dit maar net vir in case nie, jy weet, soos in, of los dit maar nie op vir wat ook al, hopelik sal dinge maar reg gebeur. Ja, Nee, nee, kom ons maak die regte keuses, kom ons volg die struktuur wat God vir ons gegee het. Nou is 'n gedeelte wat ek mee wil afeindig, en dit kom neer op wat ek vroeër genoem het, is dat
ons het spesifiek gepraat oor hierdie spesifieke sondes. Ons baie sondes, né? En baie kleiner sondes lei tot groter sondes, as ons dit toelaat. En dit is hoekom ek net nou gesê het, ons moet nooit sonde regverdig, of nooit kom op 'n punt waar ons, dit is so erg nie, of, jy weet, dit word baie gevaarlik. Hierdie gedeelte, wat ek het vir julle lees, dit sê, it is impossible for any to enjoy the blessings of a sanctification while they are selfish and gluttonous. Many groan under a burden of infirmities because of wrong habits of eating and drinking, which do violence to the laws of life and health. They are enfeebled to the digestive organs by indulging perverted appetite. The power of the human constitution to resist the abuses put upon its wonderful but persistent wrong habits in excessive eating and drinking will enfeeble every function of the body. In the gratification of perverted appetite and passion, even professed Christians cripple nature in her work and lessen physical, mental and moral power. Sure. En die punt wat ek hier wil maak is dat ons almal het liste en drange en die natuur wat ons het. Nou, om lus te wees vir iets, of om honger te wees, of om iets lekker te ruik, of wat ook al dit mag wees, dit in sigself nie verkeerd nie, maar dit kan lei tot sonde. Jy hoor wat ek sê? En so, ons het spesifiek gepraat van seksuele sondes, maar daar is baie ander sondes, wat ook te doen met liste, wat kan lei tot ander sondes. En As dan hoe affekteer meer ons mekaar. toelaat, sekere dinge in ons lewe toelaat, en dit is nie so erg nie, wat ek al, dit gaan lei, en dis hoekom ek sê, ons almal moet introspeksie doen. Die hele punt wat ek mee wil afeindig hierso, is dat ons moet gaan selfondersoek doen. Ons moet gaan reflekteer, en eerlik wees met onsself. Ons kan kyk na ander mense en sê, ja, maar daai persoon het dit en dit gedoen. Ja, maar wat het ek gedoen? Jy weet, en as ek besef dat ek is ook 'n sondaar, ek het ook gedoen wat nie reg is nie. Ek het ook miskien liste en giere en wat ook al gehad, en dit het gelei tot wat ook al, en kom ek wees eerlik met myself, en gaan staan voor God, en maak seker dat my saak met die Here is reg, voordat ek die balk uit my broer se oog wil uithaal. En dit wil jy sê, soos ons vroeër gesê, daar is struktuur in die kerk, en dit moet op die regte manier gedoen word, en dinge moet nie geïgnoreer word nie, maar kom ons kyk na ons self, kom ons kyk na ons eie hart. En ek wil graag afsluit met Johannes 16 vers 7 tot 11, wat sê, maar ek sê julle die waarheid. Dis Jesus wat hier praat en sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. Van sonde, omdat hulle my nie geglo het nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Wie is die een wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Kom ons bid elke dag, dat die Heilige Gees in ons lewe sal kom, dan sal ons die regte keuses kan maak. Here, dankie vir die voorreg dat ons nou die woord kon opgemaak het, en oor hierdie onderwerp kon gepraat het, kon bestudeer het. Here, dit is 'n ernstige onderwerp, en dis 'n onderwerp wat baie keer geïgnoreer word. En ek bid asseblief dat ons harte sal oopmaak vir die waarheid, dat ons lewe sal oopmaak vir U, dat ons die Heilige Gees sal toelaat om in te kom, ons skoon te maak, en ons sal oortuig van dit wat reg is. Bid ek in U.